Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n konsep of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting en ek doen dit natuurlik in Afrikaans. Ek probeer ook om elke episode kort genoeg te hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n paar minute oop het in jou kalender. Ons gesels vandag oor 'n vraag wat ek van 'n hele klompie luisteraars gekry het en 'n idee vir 'n episode. Die vraag is, wat is waardeverskuiwing en wat is die belastingimplikasies waaroor ons moet dink wanneer dit by waardeverskuiwingsreëlings kom? Nou, ek dink as mens begin dalk net eers met 'n kwalifikasie om te sê, maar dis onmoontlik om al die verskillende permutasies en scenario's waar hierdie tipe van goed gebeur in 'n episode soos hierdie te gaan uiteensit. So ek gaan net meer oor die konsepte gesels en 'n mens moet dan nou in elke geval waarna jy kyk bietjie hierna ekonomies miskien gaan dink. Nou, waardeverskuiwing gebeur tipies by transaksies of reëlings wat nie noodwendig op 'n armlengte plaasvind nie. So, jy sal byvoorbeeld nie noodwendig jou waarde na 'n totaal onafhanklike persoon toeskuif nie, maar mens sal dalk geneig wees om waarde te probeer skuif na 'n verwante party. In baie gevalle, sê maar 'n familielid of dalk 'n verwante struktuur soos die familietrust. En wanneer ons na hierdie nie armlengte tipe transaksies in 'n belastingkonteks kyk, dan is die kritiese term waarna die wetgewing verwys verbonde persone. So, baie van hierdie reëls vind ons dat daar's verbonde persoon vereistes betrokke. Nou, ekonomies, as ons gaan dink oor wat is waardeverskuiwing, gebeur waardeverskuiwing wanneer daar waarde van een persoon na 'n ander persoon skuif en dit gebeur nie op 'n waarde vir waarde basis nie. So wat bedoel ek met waarde vir waarde? Kom ons sê, ek het 'n eiendom wat R1 miljoen werd is en ek verkoop daai eiendom aan my broer vir R1 miljoen. Voor die transaksie het ek R1 miljoen se eiendom, na die transaksie het ek R1 miljoen se kontant in my sak. Daai transaksie het op 'n waarde vir waarde basis gebeur. So as jy nou elkeen se welvaart gaan kyk, is daai welvaart nie verminder as gevolg van hierdie transaksie. So, die vorm van die welvaart het dalk verander, maar die welvaart het intakt gebly. Daarteenoor, as ons gaan kyk na 'n transaksie, 'n voorbeeld van 'n transaksie wat nie waarde vir waarde is byvoorbeeld, ek het 'n eiendom van R1 miljoen, ek gee die eiendom vir die familietrust. Ek gaan registreer die eienaarskap van die eiendom in die familietrust. Voor die transaksie het ek R1 miljoen gehad, die familietrust het niks gehad nie. Na die transaksie het ek niks in my naam, as ons aanvaar is my enigste bate, en die familietrust het R1 miljoen se welvaart. In daai geval het daar waarde van een persoon na 'n ander persoon toe geskuif. As ons 'n bietjie gaan dink oor wat is die belastingimplikasies hiervan, en ek dink net weer eens dieselfde kwalifikasie as voorheen, elke transaksie, elke struktuur se belastingimplikasies hang af van hoe daai spesifieke transaksie of struktuur lyk, so ek gaan geensins poog om al die belastingimplikasies uiteen te sit, maar kom ons praat oor 'n paar belangrike implikasies om te oorweeg. Die eerste bepaling wat ons vind in die inkomstebelastingwet en ook in 'n paar van die ander wetgewings, soos byvoorbeeld die STT-wetgewing, daar's 'n paar sulke bepalings in die BTW-wet met 'n bietjie wysigings, dit geld nie in alle gevalle nie, maar dit is wanneer daar 'n bate beskik word aan 'n verbonde persoon, dan vind ons dat daar heelwat geagte markwaardebepalings is. So, as ons gaan kyk na byvoorbeeld artikel 8.4k wanneer dit by verhalings kom, of paragraaf 38 van die 8ste bylaag wanneer dit by kapitaalwinsbelasting kom, sê spesifiek, wanneer 'n persoon 'n bate beskik aan 'n verbonde persoon, dan in die geval van paragraaf 38 byvoorbeeld, en dis vir 'n nie armlengte vergoeding,
dan word daai persoon geag die bate beskik het teen 'n armlengte of teen 'n markwaarde. So met ander woorde, die kapitaalwinsbelasting wat daaruit volg, is asof die beskikking teen markwaarde gebeur het, alhoewel dit nie het nie. Nou, ek dink dit is, as mens dit kan so klassifiseer, dis wanneer ons na direkte transaksies kyk, van ek verkoop my eiendom aan die familietrust vir 'n bedrag wat nie genoegsaam is nie. Mens kry ook sekere van hierdie reëlings wat eintlik maar indirekte waardeverskywings is, waar dis nie ek gee iets direk vir my verwante party nie. So dis waar die 8ste bylaag het dan 'n konsep in van 'n waardeverskywingsreëling, en dit gaan spesifiek oor belange in maatskappye, in trusts en in vennootskappe, waar as gevolg van 'n transaksie of 'n reëling wat nie op 'n armlengte basis plaasvind, die waarde van die belang van een verbonde persoon verminder en die waarde van die belang wat 'n ander verbonde persoon het vermeerder. En dit het dan 'n kapitaalwinsbelasting effek op die waarde wat die persoon wat waarde verloor se vermindering is. So 'n voorbeeld hiervan, kom ons gestel ek het 100% van die aandele in 'n maatskappy. Die maatskappy gaan ryk wat dan 50% van sy aandele sal wees, of dit kan baie meer ook, dit kan byvoorbeeld 99% wees, aan my familietrust uit vir 'n bedrag wat glad nie verwant is aan die mark verwant is. So kom ons aanvaar my aandele is R1 miljoen werd. Nou kom die familietrust en hy skryf in vir aandele in hierdie maatskappy vir R1 en hy kry 99% van die aandele van die maatskappy. So in daai proses het daar 'n nie armlengte transaksie gebeur. My belang het gedaal na 1% van die R1 miljoen se waarde wat daar voorheen was. Die familietrust het as gevolg van hierdie R1 inskrywing 99% van die R1 miljoen se waarde nou as gevolg hiervan gekry. Dan hanteer vir kapitaalwinsbelasting doeleindes, hanteer die wetgewing dit dat ek 'n beskikking oor die waarde gehad het wat na die trust toe geskuif het, en ek sal dan aanspreeklik wees vir kapitaalwinsbelasting op dit. Daar's nog 'n scenario wat daar ook waarde rondskuif, maar op 'n manier wat nie noodwendig binne hierdie definisie van 'n waardeverskuiwingsreëling pas. En dit gaan gepaard gewoonlik met die oorholverligting in artikel 42 en artikel 44. So, daar's 'n spesifieke bepaling artikel 24BA wat ingebring is hiervoor, wat sê wanneer 'n persoon 'n bate vir 'n maatskappy gee in ruil vir die uitreik van aandele deur daai maatskappy, en dit gebeur op terme wat onafhanklike persone nie ooreen sou gekom het nie, dan is daar 'n sogenaamde value mismatch, sekere wanbalans in die waardes tussen hierdie transaksie, en afhangend in watter rigting die waarde skuif, is daar kapitaalwinsbelasting vir die maatskappy wat die aandele gaan uitreik, of potensieel dividendbelasting vir die maatskappy wat besig is om waarde uit te skuif. So as ons die voorbeeld weer eens sou vat, kom ons en ek dink dis 'n scenario wat waarskynlik maar is waarop die wetgewing gemik was, om te sê ons het 'n nuwe maatskappy, die familietrust hou 100% van sy aandele, voordat die maatskappy enige iets in het. Nou kom ek en ek dra my eiendom van R1 miljoen aan hierdie maatskappy oor, in ruil vir, sê maar 20% van sy aandele. So dis 'n transaksie wat vir artikel 42 kan kwalifiseer, en in hierdie proses, nadat ek my R1 miljoen se eiendom in hierdie maatskappy ingedra het, het ek aandele wat 20% van R1 miljoen werd is, wat die onderliggende waarde van die eiendom is wat die maatskappy nou besit, en die familietrust hou 'n belang van 80% hierin. Nou, as mens gaan kyk na daai definisie van 'n waardeverskuiwingsreëling, dit is nie iets wat streng daar binne val nie, maar omdat dit 'n bate vir 'n aandeel is, geld artikel 24BA. Wat 24BA dan nou gaan sê in hierdie geval, as die waarde van die bate wat ingekom het, meer is as die waarde van die aandele wat uitgereik is daar 'n kapitaalwinsbelasting effek vir die maatskappy.
Die laaste ding waarna mense ook moet kyk, so ek dink die punt is, daar's 'n paar kapitaalwinsbelasting spesifieke bepalings om te oorweeg, en dan natuurlik skenkingsbelasting is definitief ook hier so in die prentjie. So as dit 'n pure vrygewige beskikking was, om te sê ek gee die bate vir 'n ander party en ek kry niks daarvoor terug nie, dan is ons reguit in die wêreld van skenkings in. Wat baie mense van vergeet is dat daar's buiten vir 'n pure skenking, kry mens ook 'n bepaling wat sê, maar daar kan in sekere omstandighede geag word 'n skenking te gebeur, alhoewel die onderliggende transaksie eintlik nie 'n skenking was nie. So daar kyk ons na artikel 58 van die inkomstebelastingwet, wat sê, maar as jy as 'n persoon oor eiendom gaan beskik vir waarde wat die kommissaris nie as genoegsaam beskou nie, kan daai persoon geag word 'n skenking vir skenkingsbelasting doeleindes te hê. So skenkingsbelasting is definitief iets wat 'n mens moet oorweeg wanneer jy begin agterkom, hier is besig om waarde rond te skuif tussen partye. Soos ek reeds genoem het, van die ander wetgewing, BTW, STT, daai wette het ook sekere implikasies wat sê, maar as iets nie teen markwaarde gebeur, dan kan die waarde aangepas word na 'n markprys toe. Ek dink die laaste punt waarmee ek wil eindig, is dat wanneer dit by waardeverskuiwingsreëlings kom, is waardasie baie keer 'n absolute kritiese faktor in daai transaksie se belasting. So dit is dan nou iets wat mens moet genoeg aandag aan gee en nie die belangrikheid daarvan gaan onderskat. So dis belangrik om seker te maak, jy kyk na waardasies wat op 'n teoreties korrekte manier bepaal word van die verskillende belange wat betrokke is. So miskien om op te som, wanneer gebeur waardeverskuiwing? Wanneer daar ekonomiese welvaart of waarde van een party na 'n ander skuif. Baie keer gebeur dit tussen verwante partye. Die belastingimplikasies daarvan sluit in dat transaksies geag word teen markwaarde gebeur, kapitaalwinsbelasting implikasies en skenkingsbelasting, maar dit kan ook ander belastinggevolge hê. Dis dit vir vandag se episode. As jy enige vrae, opmerkings, idees vir toekomstige episodes het, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. Dit is altyd lekker om e-posse van luisteraars af te kry. As jy van die Potgooi hou, gaan teken asseblief aan op jou gunsteling Potgooi platform, like het op YouTube en gaan vertel vir al jou vriende en kollegas van die Potgooi. En maar net 'n herinnering soos altyd, niks in vandag se episode was bedoel om 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees of om belastingadvies te wees nie. Veral wanneer 'n mens na die tipes reëlings kyk waar jy dink daar's dalk 'n element van waardeverskuiwing, is dit absoluut krities om na die terme van die transaksies as geheel te gaan kyk. So ek het maar net sekere konsepte vandag uitgelig. Tot volgende keer. Totsiens.